ensovoorts. So Markus se weergawe klink dalk afgewater, as jy nou daar dink dat volgens Markus is hier die grootste narratief, terwyl Markus oor die bediening van Jesus het ook goed sê, en Markus se weergawe van die geboorte en die kruisiging is allerlei gedeeltes wat jy kan lees, terwyl die grootste moment is eintlik so net hierdie paar verse. En dan begin 'n mens aan die hand daarvan, sowel as die gebeure wat daar plaasvind, 'n paar vrae vra. En dit is natuurlik so, dat as jy nou vir enige teoloog die vraag sou vra, watter gedeelte, watter moment in die narratief, maar nie net dit nie, maar eintlik in die hele Bybel, is eintlik die moeilikste gedeelte, dan is dit nou die doop van Jesus. Hebreërs is die moeilikste boek om oor te preek. En die klaagliedere en hoogliedere is die minste lekker om oor te preek. So ons kan nou 'n klomp goed opnoem, en die Psalm 23 is die gedeelte waaroor baie min ouens regtig wil preek, omdat dit ons half, almal het nou al hulle 5 sek daaroor geleer. So jy wil nie wat is moeite, want jy moet nou weer iets probeer uitdink oor die bekende Psalm 23, en dit voel half alles wat daaroor gesê is nou al gesê. Maar, nou ja, so, maar die moeilikste gedeelte, mynsins is ten minste ook, is die doop van Jesus. Want hoekom? Daar's verskeie vrae daarvan. Nou, Jesus se doop word deur, en ek wil nou nie daaroor uitvaar vanmôre nie, maar word deur baie vlakker teoloë aangehaal as die instelling van die doop. Die doop van Jesus het niks te maak met die doop wat ons bedien. Dis iets totaal anders. Die ander dope in die Bybel het te maak met die dope wat ons bedien. Het sy dit nou baba of groot doop is, maar die doop van Jesus het niks te maak met die sakrament doop. Maak nie saak watter kerk dit is wat ons vandag bedien. Die oomblik as jy so daaroor nadink, dan verklap jy jou vlak van teologie. Maar nog meer as dit, die doop van Jesus laat mens met die vraag wat gevra word, wonder, hoekom is Jesus gedoop? Jesus is tog self God. Jesus het nie nodig gehad dat die sakrament aan hom bedien moes word. En selfs Johannes het, as jy die ander evangelies lees, het oorbluf gestaan toe Jesus vir hom sê, maar doop my. Want Johannes se opinie was dat, nee, ek moet u nie doop nie, jy moet my doop. Hoekom? Hoekom moet Jesus gedoop word? Wat het daar gebeur? Wat is die uiteindelike bedoeling daar agter? Dat Jesus gedoop is en dat die stem in die hemel moes sê wie hy is. Hoekom? En daar is nou 'n klomp teorieë daar, verskeie. Ek persoonlik het ook nou natuurlik my teologiese teorieë daaroor. Maar ek gaan nou nie vanmôre by almal van hulle ingaan, ek is nodig. Maar die punt is dat hierdie is een van die moeilikste gedeeltes, want dit vra teologiese vrae, dit vra oor hoekom dit gebeur het, wat daar gebeur het, wat die betekenis daarachter is, wat dit vir ons beteken, wat ons nie noodwendig almal kan antwoord. En dan as jy die teks lees, dan staan jy half terug en jy kyk na die teks, dan vra jy ook jouself die vraag af, wat ek dink 'n beter vraag is om te vra, is, as ons nou terugstaan, alvorens ons nou al hierdie ander vrae wil antwoord, kom ons vra onsself eerder die vraag af, wat was die belewenis van die mense wat daar op die oewer van die Jordaan gestaan het, toe hulle hierdie grootste moment beleef het? Wat het dit vir hulle beteken? En die eerste plek om te begin sou wees, waaroor het hulle gepraat na die tyd?
as ons nou vir mekaar vra, toe julle nou op vakansie was, of toe julle nou Kersfees gevier het, as jy nou wil weet, wat is die mooiste momente, wat jy heel moontlik gaan onthou vir 'n baie lange tyd, dan is die vraag wat ek jou sou vra, is, vertel vir my, wat het julle Kersfees gedoen, wat het julle ervaar, wat was vir die lekkerste, en dan die goed wat jy pertinent noem, veral dit wat die eerste noem, is natuurlik dit, wat diepste in jou gedagtes ingekryf is, ingeets is. Nou net so die mense wat daar op die oewer sit. As daar nou 'n joernalis was, en hulle sou dan na die tyd onderhoude voer met al die mense, en hulle sou vir hulle vra, okay, maar wat, vertel vir my wat het daar gebeur. Dit wat die mense eerste sê, dit wat hulle die vinnigste vertel, en dit wat almal oor saamstem, dit is nou natuurlik ons nou, dit wat vir hulle uitstaan. En ek dink, dit sou wees die feit, dat toe hulle daar staan, hulle God se stem in die hemel sou hoor. Nie noodwendig die feit dat Johannes vir Jesus doop, nie noodwendig die feit dat daar 'n duif op Jesus kom sit. Dit gebeur weinig, maar dit gebeur wel. Nie die feit dat dit in die Jordaan gebeur het, nie die feit dat dit 'n aanskoue van ander mense was, of die vraag wat hulle gevra word oor hoekom Jesus en hoekom nie Jesus vir Johannes nie daar goed nie. Ek dink ek die belangrikste wat hulle eerste vir die joernalis sou vertel, sou wees, ons het God se stem fisies gehoor. En ek dink as ek en jy daar op die oewer van die Jordaan sou staan, vandag, en ons sien daar die gebeure afspeel, so ek en jy ook sê, dat die grootste oomblik van daardie moment sou wees, die feit dat ons God se stem hoor. En wat vir my uitstaan oor dit wat God se stem hoorbaar gesê het die dag daar by die doop, is dat daardie kort sin bestaan uit 2 teksgedeeltes wat reeds voorheen in die Torah opgeteken is. So half asof daardie stem hierdie 2 teksgedeeltes aanhaal. Die eerste is, jy is my geliefde seun. Nou, in Psalm 2 vers 7 staan daar die woorde. Jy is my geliefde seun. Dan word dit gesê natuurlik oor Dawid, maar die ironie is dat daardie Psalm is 'n troonbestuiging Psalm. Nou, 'n troonbestuiging Psalm is die psalms wat gelees is wanneer 'n koning nou ingesmeer word en dan op die troon gaan sit. So elke keer wanneer 'n koning ingesmeer word, wat is die regte woord? 'n coronation, wat sê jy? Wanneer die koning van die volk ingesmeer word as die koning, en hy dan daar op die troon gaan sit, en almal dan nou sien en hoor en verstaan, dat dit is die leier, hierdie is die koning, dis die een vir wie ons nou gaan volg, hierdie is die een aan wie die mag toegeskryf is, hy is die een wat regeer, dan is hierdie Psalm onder andere gelees. En nou word uit hierdie Psalm uit, is die eerste gedeelte wat gesê word, so almal wat daar staan op die oewer, verstaan baie duidelik wat hierdie stem nou daar sê. Dat hierdie is die koning. Hierdie een wat nou hier gedoop is, dit is die koning. Dit is die een wat regeer.
dit is die een vir wie julle moet volg. Dit is die een aan wie julle julleself moet onderwerp. Dit is die een aan wie die mag toe vertrou word om die koninkryk te heers. Die tweede gedeelte oor jou verdediging. Die tweede gedeelte kom uit Jesaja hoofstuk 53, die lydende knegt hoofstuk. Nou daardie hoofstuk word spesifiek daaraan gewy deur te sê dat dit is die lydende knegt. Hierdie is die een wat namens my die volk verlos. Hierdie is die een wat namens my as God, wat namens God kom om die volk van al hulle oortredinge te kom loskoop om uiteindelik die verhouding te herstel. Dit is 'n verskriklike mooi hoofstuk. Ek gaan doen die moeite en lees dit vandag. So, wat dan nou daar gesê word in die tweede deel van die sin, is dat hierdie is die verlossing. In wese. So, die stem is nie net 'n aanhoorbare stem die dag daar uit die hemel nie, maar die stem sê twee belangrike goed, wat Jesus se bediening hier op aarde kom saamvat en dit aan almal proklameer. Jesus is die koning en hy is die lydende knegt. Ek dink vir almal wat die dag daar op die oewer sou staan en hierdie twee goed hoor en sien, gesamentlik ook dan nou sien wat daar gebeur, was meer as net oorbluf. Daarom stem ek nou nogal saam met Martin Luther om te sê dat hierdie die grootste moment is wat soos 'n tsunami Jesus se bediening hier op aarde op begin het. Omdat almal wat daar was, dit hoor wat God se stem sê. Veral as jy nou weet waar dit vandaan kom. En dan nou ons ook, wat spreekwoordelik saam met hulle, as toeskouers, daar op die oewer staan. Besef wie en wat Jesus is en wat daar begin. En daarom hoef ons nie jaloers te wees op die toeskouers, die omstanders, wat daar op die Jordaanse oewer staan. Want vir ons, elke jaar wanneer ons dit herdenk, of elke keer wanneer jy op jou eie dag weer die teks lees, besef wie en wat Jesus is, en wat hy kom doen het. En daarom, dink ek, maak dit meer sin, hoekom dit gebeur het, wat gebeur het. Nie omdat Jesus gedoop moes word, sodat hy bevestig is. Omdat Jesus nodig gehad het, dat hy gedoop moes word vir die sakrament, op wat ook al. Nie omdat Jesus op daardie oomblik deur Johannes moes gedoop word, sodat sy autoriteit bevestig is. Maar sodat ons as toeskouers sien, hoor en ervaar dit wat die stem daai dag sê. Want ons het dit nodig. Ons het Jesus se doop nodig, nie Jesus nie. Ons het nodig om te weet dat die hemele het daai dag ook gegaan. En nie net daai dag, steeds. Martin Luther het gesê, sedert daardie oomblik staan die hemel bokant ons almal voor. En omdat ons Jesus bely en Jesus as koning van ons lewens aanvaar,
is die hemel vir ons oop. Weergalm en echo, daardie stem steeds, elke dag in ons lewens. En is dit so, dat in die Markus Evangelie is dit dan 2-3 versies. Maar onthou, Jesus' geboorte was eenvoudig. En hierdie kort gedeelte in die Markus Evangelie is eenvoudig. Want dit het 'n reuse impak. Want Jesus, God, werk met eenvoudige verhale. En omdat God werk met eenvoudige verhale, werk God met eenvoudige mense soos ek. En die hemel gaan vir ons oop, en is vir ons oop, en bly vir ons oop. En omdat God met eenvoudige mense soos ek en jy werk, en met eenvoudige verhale soos ons lewensverhale werk God heel moontlik dalk deur jou eenvoudige verhaal met iemand anders. En is jou eenvoudige verhaal dalk die hemel wat oopgaan vir iemand anders. Die verhaal skop vandag af, soos dit so naam. Ek hoop jy het jou branderplank ingepak, want ons gaan die hoor. Amen. Here, U is vir ons die God, wat elke dag oop deur die hemel wat oop is, met ons werk. Deur ons werk, deur ons verhaal, groot momente in ander se lewens laat lospas, soos dit so naam. Help ons, Here, om hierdie tsunami, om deel te wees van hierdie tsunami, sodat ons ook as diensknegte van die koning, die koninkryk kan dien. Here, soms is dit oorweldigend, en soms voel dit asof ons gaan versuik, meegesleer word deur die strome van hierdie grootse gebeurtenis. En dit is om die koninkryk te dien. Maar help ons om te besef dat die Heilige Gees vir ons soos 'n branderplank is. En daarom kan ons met opgewondenheid hierdie golwe ry, sodat die deur ons eenvoudige stories, die storie in iemand anders se lewe, 'n landskap. Dankie vir hierdie gebeurtenis, hierdie moment in die narratief wat ons vandag kan vier. Dankie dat U, al het U dit nie nodig gehad, dat U dit laat gebeur het, vir ons nog, want U het ons geweet, ons het dit nodig. Ons loof en prys U wonderlike groot naam. Amen. Gee 'n geleentheid vir die opname van die dag.
dankie dat U vir ons in oorvloed gee. Meer as wat ons nodig het. Dankie dat ons uit ons oorvloed kan terug. Wil jy asseblief hierdie offer aanneem? Here, en dit heilig, sodat dit sal wees tot eer en verheerliking van U naam en tot uitbreiding van die koninkryk, wanneer ons dit as rentmeesters aanwend. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou staan vir ons slotsaak. Ons Psalm 57, die bekende oorwinningslied. Ek het ook geken wat gesê het, die oorwinningslied is die stem van die NG Kerk. Soos die anthem, nee, ek weet nie om wat anders te sê. En ek stem het nog gehaaf dan myself. Almal in die, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. As jy praat van die oorwinningslied, dan weet almal waar jy praat. So kom ons staan en dan sing ons dit lekker saam en dan bly ons staan vir die uitspreek van die seën en die sin van die haal van die einde. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, blyde en nabyheid van die Heilige Gees, sal vir julle elkeen wees en bly, van nou af tot in al die ewigheid. Amen.
koffie of tee of iets daar in die saal gestaan.